Heel geskikkelijk so mooi. Daar is die kar by dan. Zet die huis open. Kijk die, kijk die. Goed, kom ek vertel jy, die storie is eintlik 'n ware verhaal. Weet julle wat is? Ja, kom, ek is so bly jy is hier so. Ek gaan sommer nou vir jou gesit. Ons het jou gemis, wat? Daar is 'n ou op TikTok hier, hy loop met 'n sak rond. En dan sê hy vir ons, wanneer hy mense ontmoet, en dit is waaroor die hele belydenis van geloof se boodskap ook vanoggend gaan. Dit gaan oor 1 Petrus 3 vanaf vers 15, die tweede gedeelte. Ek het ons 'n A gedeelte, partykeer 'n B gedeelte in die versie, né? En daar staan, wees altyd gereed. En hy sê hy loop met 'n sak rond om gereed te wees. Hy het eintlik sendingwerk onder die haweloses, is nou mense wat die huise het nie, of die wat op straat is, of boemelaars, of op karmag of so. Hy doen sy werk, dis sy sendingwerk wat hy doen. En dan loop hy rond en hy sê, hy is altyd gereed. En toe vra die mense vir hom, maar hoe is jy gereed? Sy sê, wat hy in sy sakkie het, waar kouse. Want hy sê, die mense wat hy met aanraking kom, sy kouse is deurgeloop. Hulle het nie meer mooi kouse, hulle kouse is stikke, die toner kom al voor deur. En as julle nou terug gaan skool toe volgende jaar, kry jy nuwe kouse by mamma en pappa. Julle dra daai wit kousies, die girls, en julle sien dra nog baie lang vaal kouse. Dan trek jy daai nuwe kouse aan, as jou skoen amper te klein en die kouse is te dik. Dan voel dit so lekker, en hy sit so lekker in die hoof, en bly nie kort afgeleid dat jy moet optrek en optrek nie. So hy kom na die persoon en sê, maar ek geef jou 'n paar kouse. Dit hoef nie nuwe kouse te wees, dit moet net mooi kouse wees wat jy in jou kas het. Dan sê hy, gee hy vir hulle tandpasta. Hy sê, dis lekker as jou mond lekker skoon geborstel is, nadat jy geslaap het of met daai pappiebreed opstaan in die oggend, né? Dis nie lekker nie, dan sê ek jou, maar hoe sou jou tand, hy het eintlik 'n tandeborstel hier bygesit. Maar ek het nou nie spaar ene by die huis, ek wil nou nie myne gebring het vanoggend, weet. So, toe sit hy nou, gee vir hulle tandpasta en 'n tandborstel. En sê maar hierso, maak jouself mooi, voel beter oor jouself. Dan gee vir hulle. En nou, as ek nou dit vir julle gee, sal julle bly vandag het. Sal julle so 'n bietjie smile daar, as julle ietsie verdiend kry. Wie hy smile? Wel, wie het die beter gekry vir die beste rugby speler en cricketspeler, né? 111. 9. Daar's baie gelyk. Is daar nog enige prestasies? Wat het jy gekry? 'n beker, 'n sertifikaat? 'n beker vir wat het jy beker gekry? Beste verdediger. So ons moet nie moeilikheid soek met jou. Dis nou verdediger, netbal verdediger, né? Okay. Ek dink jy moet sommer vir die vroue rugby span nog gaan speel. Hulle kort op 'n paar verdedigers. Maar baie geluk aan almal van ons jong mense wat dan prestasies behaal het. So julle voel wat gelukkig oor 'n paar kouse en tandpasta. Voetjies is lekker warm, mond is skoon en nou kom hy. En dan sê hy vir hulle: "Kan ek Jesus Christus aan jou bekendstel?" Geef hulle 'n kruisie, dis jou kruisie, jy kan hom vat. Maar hy gebruik 'n aanknopingspunt om te sê, maar ek wil graag Jesus aan jou bekendstel. Hy gee die kruisie en dan sê baie keer dan vra die mense vir hom, wat beteken dit? Hoekom gee jy 'n kruis vir my? En dan nadat hy die kruisie vir hulle gegee het, gee hy vir hulle 'n boekie. Die brood van die lewe. En in hierdie boekie is die evangelie volgens Johannes. So as hulle iets wil verder lees, dan maak hulle die boekie oop terwyl hy al lankal weg is. Hulle lees in Johannes 21 vers 20 toe Petrus omgedraai het, sien hy dat die disippels vir wie Jesus lief gehad het, hulle volg. Dan kan hy self die boekie lees. Dis die evangelie volgens Johannes. So kan jy sien hoe belangrik dit is om gereed te wees, om met mense te praat oor die Here. Maar dit is ook belangrik om te besef hoe ons met mense praat. Kom ons vat dieselfde scenario, die situasie.
en ons ry hom om. En ek kom na jou toe. En ek sê, met wie dinge? Wie? Madeline. Madeline, ek kom na, sorry, het ek het recht gekry. Madeline, daar sê, recht so, okay. Ek kom na Madeline toe en ek sê, wie is die boekie? Wie is die prijs? Wie is Jesus vir jou? En ek geef jou tandepasta en ek kous in die loop. Dink jy dit is die regte manier? Nee, ons kom na mekaar toe met liefde en ek sê vir jou, ek maak jou voetjies warm maak. Nie soos vir jou kouse. Ek wil jou laat beter voel oor jou stem, ek wil jou asem as jy lekker vars asem en dan praat jy makliker. Nee, praat sommer baie, want jy het 'n lekker vars asem net self vertroue. Dan kom ek met Jesus en dan kom ek met die kruis. So ek wil hê 1 Petrus 3 vers 5 die B-gedeelte, dit moet jy onthou, wees altyd gereed. Maar by julle gaan dit nou so 'n bietjie anders werk. Julle gaan net met skool met 'n paar kouse rondloop. Of jy kan sien met 'n skoolkous of 2 rondloop. Of tandepasta gaan ook nou nie so lekker werk nie. Maar loop met 'n potlood rond. Loop met 'n uitveer rond. As jy iemand sien sukkel of iemand het nie 'n potlood nie, of jy wil sommer net jou potlood gee vir iemand, dan gaan jy net iemand, ek wil my potlood vir jou gee. En dis 'n uitveer dat jy as jy foutjie maak, dan kan jy uitveer. Maar wat ek eintlik wil doen, ek wil Jesus aan jou kom bekendstel. Hier's 'n kruisie. Jesus het vir jou aan die kruis gesterf. En as jy enigstens onseker is en meer wil weet, dan wil ek vir jou die boekie gee. En dan kan jy so gereed wees as iemand oor julle pad kom om die evangelie van God oor te dra. Julle is nie te jonk nie. Moenie dat die mense neersien op jou ouderdom of jou jonkheid nie. Is dit reg so? Ek het nou nie vir elkeen tandepasta en kouse nie, maar ek het vir elkeen van julle 'n kruisie en 'n boekie. En die boekie skenk die Bybelgenootskap vir elkeen van julle. So die Bybelgenootskap sê dan, julle moet hierdie boekie gebruik. Dan die Martin sê, sy gee dit met liefde vir julle. So ek gaan vir jou kruisie gee, en dan gaan vir elkeen van julle boekie gee, daarna kan jy na julle klassies toe gaan, en dan kan jy self gaan bysit wat jy wil bysit. 'n uitveer of 'n potlood of 'n skerpmaker of 'n selfoon of wat dit ook al mag wees. Kan jy stel?